God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Jesus het in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Geliefdes, vanoggend groet ons mekaar in die naam van die opgestane Heer. Vrede vir julle. Terwyl ons so sit, sing ons nog 'n loflied saam. Ons lees uit Markus, ons vroegste evangelie, vanaf hoofstuk 16 vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan. En hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan hulle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Vanoggend begin ons deur 'n tree terug te gee na Vrydag, deur net so vir 'n oomblik stil te wees in hierdie leë liturgiese ruimte. Vrydag vereenselwig met alle forme van verlies, het ons die liturgiese ruimte simbolies uitgedra. Kom ons sit net vir 'n oomblik so hier in stilte.
Vanoggend nie oorhaastig nie vinnig nie sommer net so soetsappig nie. Vier ons fees met sang en simboliek, maak ons vreugde bekend dat Jesus na die kruisiging, die donker en die graf op verskillende wyse ervaar is, soos die verhale dit vertel. Daarom loof ons vanoggend die Here en ek gaan vra dat ons kerkraadslede en sommer enige van die wat wil ons daarmee sal help. Ons loof vanoggend die Here dat God ons eerste liefhet. Ons bely dat God Jesus Christus gestuur het en dat Christus kom toon het hoe God is. Ons loof die Here dat Christus sy lewe gegee het. Ons loof die Here dat God se gees en woord ons daaraan herinner. Verder loof ons die Here dat Christus altyd by ons sal bly. Ons loof die Here ook dat ons nou weet dat God alles, selfs die slegste, ten goeie kan laat meewerk volgens Romeine 8. Dat die vloekhout 'n teken van nuwe lewe geword het. En daarom nooi ons kinders vorentoe om hulle blomme te bring, hulle wit blomme en vir ons die kruis te versier.
Vriende, ons gaan voort met nog 'n lofsang, kom ons staan. Ignoreer die voorsang. Dankie aan ons kinders wat dit vir ons so heerlik en mooi voor versier het. Vriende, hartlik welkom hier op Paasondag in die kerk, hier om 'n erediens te hou, terwyl ons op die kruin van die kerklike jaar staan. Nie op 'n triomfantalistiese wyse nie, want hierdie dag is onlosmaaklik verbind aan Vrydag. Die kruis en die opstanding is 'n eenheid. Op hierdie dag is dit my voorreg om namens my kollega Dewald ook vir julle elkeen te sê, geseënde Paasfees, met die volheid, die rykheid, wat dit ook al vir jou vanoggend mag beteken. Voor ons verder hieroor gaan nadink, saam gaan lees uit die skrif, gaan ons ook voorgaan in 'n gebed. Ek gaan vir julle voorgaan in 'n gebed. Ons gebed vanoggend is die van U.L. de Villiers gebed vir Paasmôre. Verreëse Heiland, die kerkklokke lui vanoggend anders. Hulle is Paasklokke. Hulle lui oor die vallei. Hulle lui oor die stad. Hulle lui oor die wêreld. Die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Saam met Christene oor die wêreld wil ek aanbid, oorwinnaar. Saam met die klokke wil ek juig oor die wonder van 'n graf in 'n tuin wat oopgegaan het om nooit weer toe te gaan nie. Daar's 'n pad getrap deur die dal van die dood. Ek gaan die pad volg as U my roep. Ek het saam met U opgestaan, Here Jesus. Hier binne in my hart is dit al anders, want ek was met U in aanraking. U het my aangeraak. Ek sal nooit sterf nie, want U leef. U leef. Amen. Vriende, die opstanding is een van daai dinge wat jou stom geslaan laat. Ons weet nie eintlik wat daar gebeur het nie. En die opstanding laat jou wonder oor God. Dit laat jou so 'n bietjie terugstaan en sê, hiervan verstaan ek net mooi niks nie. Dis nie moontlik om God met analogieë te verklaar nie.
Of soos Robert Frost oor die vlugtigheid van ons indrukke geskryf het, we dance around in a ring and suppose, but the secret sits in the middle and knows. Of dan aanvullend in Afrikaans het Wilhelm Jordaan dit vertaal, ons dans in 'n kring en maak onsself wys, maar die geheim met 'n hoofletter sit stil in die middel en swyg. Die verhale van Jesus se opstanding, klem op die verhale, want daar is nie net een nie, is die verhaal van 'n geheim, 'n ontwykende geheim. Hy illustreer op 'n manier dat God hom nie laat vaspen nie. En ook hierdie opstandingsdiens vanoggend vind plaas binne 'n soortgelyke raamwerk. Vanoggend se nadenke is maar 'n gebroke klompie woorde oor die onbeskryflike, onverstaanbare oormag van God se liefde. Ons skriflesing op Paasondag is uit die Matteus-evangelie. En Matteus het 2 vertellings van die leëgraf en verskyning. Die eerste is baie kort, soos die vroue die graf verlaat op pad om vir die disippels te vertel, lees ons daar in Matteus 28 vanaf vers 9. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. Matteus se tweede verhaal vervul die belofte van 'n verskyning in Galilea. Dit gebeur op die berg waarna Jesus vir hulle gesê het om te gaan. En nou weet ons mos, berge maak saak in die Matteus-evangelie. Dink maar aan Jesus wat die bergpredikasie op hierdie berg natuurlik predik. Jesus word op 'n berg getransformeer volgens die Matteus-evangelie en nou versamel hy aan die einde van die evangelie ook weer eens sy disippels vir 'n laaste keer op die berg. Die verskyning self word nie beskryf nie, maar slegs so terloops genoem, gevolg deur die disippels se reaksie van onsekerheid, verbasing, aanbidding, en dan lees ons daar, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En dan in die res van die verhaal gee die opgestane Jesus, wat bekend geword het dan nou as die groot opdrag. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle ook beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Ons weet dat die verskillende verhale van die leëgraf en die verskynings, soos elkeen van die evangelies dit op 'n unieke wyse vertel, selfs Markus met sy stomp einde, wat ons vroeër in die liturgie gelees het, dit wil op 'n bepaalde wyse getuig daarvan dat Jesus aanhou ervaar word. Hy hou aan om geken te word, selfs na sy sterwe. Jesus is teenwoordig in die hede en nie net in die verlede nie. Met ander woorde, dis hierdie belydenis, maar Jesus leef. En dan word 'n klomp mense in die jaar 2025 wat op 'n Paasondag bymekaar is in 'n erediens ingenooi in hierdie verhaal. Om te sê, maar wat maak jy met hierdie verhaal? Wat beteken die belydenis van die opstanding van Jesus dan vir jou in jou lewe elke dag? Nou in 1997 skryf die bekende skrywer Margaret Atwood in die New York Times oor haar kinderjare in Kanada. Sy skryf 'n stuk en sy vertel dat haar pa daar 'n entomoloog was en ietsie van haar grootword deel sy.
Ek lees graag vir julle 'n aanhaling uit hierdie stuk. On fine days, my brother and I spent our time turning over rocks to see what was underneath. The most disappointing was nothing. Then, in ascending order, came worms, millipedes, spiders, beetles, ants' nests, toads, snakes, mice, and newts and salamanders. Newts and salamanders were the ultimate. They were extremely rare. Sometimes we just looked and meditated and put the rock back. Sometimes we poked things with a stick to see what would happen. People often ask me, what's the difference between writing poetry and writing fiction? And surely it is this. With a lyric poem, you look and meditate and put the rock back. With fiction, you poke things with a stick to see what will happen. But with both, there has to be something under the rock first. And that is the part you can't control or predict. That is where hope and despair come into it. As all fiction writers, and especially all poets, know, there's some part of your work that can't be chosen. It chooses you. Most people prefer angels to salamanders as symbols of the inspirational, although one is surely as wondrous as the other. In any event, what is under the rock or the presence of angels isn't up to the writer, but to whatever is in charge of chance and fate and serendipity and gifts. Vriende, dit spreek my aan as 'n bruikbare beeld om vanoggend oor die opstanding te dink. Hierdie verhale gaan by uitstek oor die ontdekking van 'n engel waar jy dit nie verwag nie, by wyse van spreke. Iets wat nie gemaak of gemanipuleer kan word nie, maar wat erken en herken moet word wanneer dit gebeur. En in hierdie trant sou ons kon sê, maar die opstanding gaan oor lewe onder 'n dooie klip. Lewe te midde van chaos en dood. Om te lewe uit die opstanding is dan om te lewe vanuit hierdie hoop. Hoop om agter elke bos en onder elke klip te soek vir die verrassing, die teken van lewe en dan net vir 'n oomblik in verwondering stil te staan. In die groot lydensweek en Goeie Vrydag maak ons baie van die egte erkenning van die pyn en die gebrokenheid van hierdie lewe. En herinner ons mekaar dan dat ons nie te vinnig maar net verby die seer kry en die donker kante van hierdie lewe behoort te beweeg nie. Ons gaan sit eers as 'n ware op 'n Vrydag in die pyn van die Vrydag. Ons huil, ons ontken dit nie, want ons leef met egtheid in hierdie lewe voor God. Maar vriende, iewers sê hierdie verhaal, en weer eens nie triomfantalisties nie, want dit is bang, bewende, beangste mense wat vir jou hierdie verhale vertel. Maar iewers sê hierdie verhaal, maar moet ons nie nou ook opstaan hier nie? Moet ons nie opstaan van Goeie Vrydag af en nou 'n tree verder waag nie? Moet ons nie 'n tree verder waag met juis hierdie Jesus nie? En dan vra hierdie verhaal vir ons om weg te beweeg van 'n lewe van vrees na 'n lewe van vertroue. Dan vra dit vir ons om na Goeie Vrydag se angswekkende laagtepunt, wat ons nou ook vir ons al die laagtepunte in ons eie lewens en in ons eie land en wêreld herroep, om na dit ons lewe toe te vertrou aan die lewende God. Daarom dat ons kies om 'n erediens soos vanoggend te begin op die wyse waarop ons dit begin het, met 'n donkerte en 'n leegheid. Want ons het hier gestroop van enige liturgiese versiering sonder 'n Christuskers, ons pyn op 'n manier na die nagmaaltafel toe gebring as 'n stuk erkenning van ons eie broosheid. En vanoggend is die nagmaaltafel steeds hier, maar hy is gedek. Die ligte is aan, die Christuskers brand, daar's wit blomme wat die kruis en die liturgiese ruimte versier, wat 'n simbool word van lewe onder 'n dooie klip. Van hoop, wat sê die verhaal, het nie geëindig by Vrydag nie.
En al ontmoet ons hier 'n klompie disippels en mense de mekaar en beangs en verbuisterd, eintlik so half te bang om te praat daaroor, is dit hierdie opdrag. Gaan Galilea toe, staan daar in die teks. Gaan, daar sal julle vir Jesus sien, waar hierdie ervaring van vrees sal oorgaan in vertroue. En dit is die uitnodiging. En eintlik is dit ook 'n uitdaging om ingenooi te word, om van verbuistering, van 'n gevoel van om totaal oorweldig te wees van die pyn en die gebrokenheid van hierdie wêreld, om uitgenooi te word deur verhale van mense wat iets van Christus beleef, deur te sê, maar kom 'n bietjie saam. Word 'n disipel van hierdie Jesus. En ontdek vir 'n oomblik 'n lewe van verwondering. Dit is eintlik 'n geval van kom ons gaan aan met die lewe. Kom ons gaan aan dan maar met 'n nuwe lewe in 'n stikkende wêreld. Dit het ons eenvoudig erken op Goeie Vrydag, die wêreld waarin ons leef dag vir dag is flenters. Daar het van die vredeskoning waaroor ons 'n week terug gedink het in hierdie erediensruimte, die een op die donkie, daar het van daai vredeskoning so min gekom in ons wêreld vandag. Maar die boodskap, die hoopboodskap van opstanding Sondag is maar, kom ons gaan aan. Ons lewe dan nou immers in hierdie stikkende wêreld en ons gaan aan in hierdie stikkende wêreld met 'n nuwe lewe. Vriende, dis wat hierdie spesifieke vertelling van Matteus op 'n manier so besonders maak, want hier reg aan die einde van ons teks is ook die einde van die evangelie as geheel, bevestig Matteus 'n bepaalde prentjie van God, asof hy wou sê, onthou net weer, dink gou weer, wie is julle God? Julle God is die nabye God. Jesus, die Immanuel, God is met ons. Wanneer hy hier sê, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die tyd. Met ander woorde, dit is nie net sommer 'n gaan leef nou die nuwe lewe nie. Dit is 'n gaan leef hierdie nuwe lewe as mense wat weet aan watter tipe God jy behoort. 'n God wat in Jesus nie net 'n ver afwesige God daar ver buite is nie, maar die Immanuel, die God met ons. Dis vir Matteus, of die skrywer van Matteus, so belangrik dat sy hoorders hierdie enkele ding behoort te snap. Hy begin sy evangelie met die verhale, die geboorteverhale, deur te bely, wie is hierdie Jesus? Hierdie is die Immanuel, God met ons. En dan eindig hy weer sy evangelie met hierdie klem, julle wat aan God behoort, weet dat julle aan die nabye God behoort. En vriende, daarom dat hierdie dag saam met die feesvieringe vir ons so 'n geweldige troos kan inhou. Wanneer Jesus hierdie groot opdrag, wat ook 'n uitnodiging vir sy disippels is, wanneer hy dit verduidelik, hierdie wie hulle is, dan is die kruisgebeure mos nou vars in hulle gedagtes, net soos in ons gedagtes. En dis juist dit, die kruis, wat op 'n bepaalde wyse inhoud gee aan hierdie Immanuel belydenis, hierdie prentjie van God. En word hulle geroep om vanuit daai verbintenis tot die nabye God, soos ervaar in Jesus aan die kruis, te leef. As ons mooi daaroor dink, dan vra dit vir ons as mense wat agter hierdie Jesus aanstap, dan vra dit mos nou van ons 'n duursame kruisteologie. Dit laat mos nou nie ruimte hier vir enige stuk oppervlakkigheid nie. Die wat die nuwe lewe leef, agter Jesus aanloop, erken en word deel van die gebrokenheid van hierdie wêreld. Dis nie 'n wegskram daarvan nie. Dis nie 'n wollerige, liewe Jesus, goedvoeltaal en teologie wat hier gebruik word by Matteus nie. Ons is mense wat in ons lewe rekening hou met God.
En dan nie 'n God wat niks vir hierdie wêreld te sê het nie. Nie 'n God wat niks met hierdie wêreld se pyn te maak het nie. 'n God wat in die pyn teenwoordig is. Die katholieke teoloog Edward Skillebeek meen, as ons as gelowiges die mense weer oor geloof in God wil laat luister, moet ons vertel hoe geloof 'n verskil aan ons pyn en ons lyding en die gebrokenheid van hierdie wêreld maak. Dan voeg hy by dat die huidige behoefte nie 'n soort van 'n triomfteologie is nie, maar hierdie duursame kruisteologie. Mense wil weet wat om met hulle pyn en hulle gebrokenheid in hierdie wêreld te maak. Daarom hierdie ongelooflike bemoediging van 'n Paasondag ervaring, hierdie rus in die wete dat God steeds deel is van hierdie wêreld. Dat God nie in 'n graf agtergebly het nie, maar deel is van hierdie wêreld in al sy hartseer en sy mooi. Ek dink jy kan sien hoe die twee inderdaad nie van mekaar losgemaak kan word nie. In 2019 kry ek 'n boodskap, 'n WhatsApp boodskap van 'n gewaardeerde kollega vanuit San Diego waar hy besig is om 'n kongres by te woon, met 'n foto van die volgende aanhaling. En die onderskrif wat hy vir my by die foto stuur is, op daai stadium is die boek net uitgegee en nog nie eintlik beskikbaar in Suid-Afrika nie. Ek maak toe 'n plan om te vra dat iemand hom van Amerika vir my sal saambring. Maar hy skryf net die onderskrifie wat sê Jurgen Moltmann op 93. Waarmee hy en ek beide verstaan dat op die ouderdom van 93 is hierdie persoon mos nou 'n deurleefde teoloog. En hy skryf op 93 'n boek, The Spirit of Hope Theology for a World in Peril. En dan verwoord hy op 'n besondere wyse, eintlik soos net hy kan, twee bewuswordinge vanuit die leë graf. Hierdie Immanuel, hierdie belydenis van die nabyheid, so naby dat dit eintlik vir ons so moeilik is om te begryp. En terselfdertyd God se ja vir 'n nuwe lewe. Hy skryf, difficult to grasp is God. Not because God is so distant from us human beings, but rather because God is near. What is near, indeed nearer to us than we are to ourselves, is not to be grasped by us, for we would need distance for that. If, however, we were grasped by the nearness of God, we would know the answers to all our existential questions. In the eternal yes of the living God, we affirm our fragile and vulnerable humanity in spite of death. In the eternal love of God, we love life and resist its devastations. In the ungraspable nearness of God, we trust in what is saving, even if the dangers are growing. En vriende, waarskynlik is dit die bewys van die opstanding. Kan jy bewys dat Jesus opgestaan het? Deur die versameling van fisiese bewyse, wel die enigste werklike bewys sou wees wanneer die nuwe lewe in jou en in my sigbaar word. As ons van ons pyn uit kan opstaan en stadig tree vir tree verder kan gaan en iets van hierdie nuwe lewe, hierdie lewe saam met God kan leef. Hierdie getuienisse van die opstanding van Jesus is mos nou almal persoonlike getuienisse. Dis nie fiksie nie, maar dis hierdie subjektiewe werklikheidservarings. Maar dit bestaan nie uit die bymekaar maak van fisiese bewysstukke waarmee ons mense moet gaan loop en oortuig nie. Dis getuienisse wat ons wat dit hoor of lees konfronteer met ons eie verhouding met God. Kan ons getuig van God se lewende teenwoordigheid in ons lewens? Van hierdie Jesus van Nasaret.
Daarom behoort die deurslaggewende vraag vandag ook nie te wees, maar glo jy in die opstanding van Jesus as 'n historiese feit nie? Maar kan jy getuig van 'n lewende ontmoeting met hierdie Here Jesus? As ons in die opstanding van Jesus, as ons dit behoorlik begryp, dan gaan dit nie, sou ons kon sê oor hier 'n stuk ortodoksie in die geloof in die Paasfees, met ander woorde om die regte goed te glo en te kan sê nie, maar dit gaan oor by uitstek 'n ortopraksie, die regte praktyk, met ander woorde 'n deelname in Paasfees. Die vraag is nie of die verhaal van Jesus die lewe en jou lewe deurdring, die vraag is of die verhaal van Jesus jou lewe deurdring en verander en nie oor 'n geloofstoetsie waarin iemand verwag jy moet 'n statement kan maak nie. En nou weet ons, hierdie is nie bedoel om een of ander vroom Christelike sousie te wees, so half 'n maklike antwoord op die kompleksiteite van ons lewe nie. Ag toe maar man, staan op en leef nou maar net die nuwe lewe nie. Dit is nou Sondag, Vrydag is verby nie. Om erns met die ervarings van die opstanding te maak, beteken nie ons aanvaar net hierdie stuk dogma nie. Dit beteken ons neem deel. Daai opdrag van Jesus word ons opdrag. Dis nie 'n vertroostende opium wat ons eintlik so half sis met 'n belofte van 'n beter wêreld in die hiernamaals nie. Dit is die dinamika, die energie, die krag sou Paulus sê vir 'n verandering van hierdie lewe, 'n vernuwing van hierdie lewe. Die hoop met ander woorde wys nie heen na 'n eendag in die toekoms nie. Dis gefokus op die heel word van jou lewe, van hierdie wêreld hier en nou. Min kon dit vir my nog so treffend verwoord soos die Suid-Afrikaanse teoloog Klaas Noerenberger. As hy sê en hy skryf oor die opstanding en sê this is a protest against experienced reality in the name of a loving God who invites us to join him in his redemptive project. It is a pastoral reassurance in seemingly desperate situations. It is an encouragement to transcend the limitations that constrain our freedom and responsibility, that make us despondent and fatalistic, that deprives us of our joy and our hope, that sap our energy and undermine our resolution to work for a more authentic humanity and make this world a better place. It is the great nevertheless. Daai groot nogtans. Al is dit wat ek rondom my sien, totaal in flarde, nogtans het ek 'n uitnodiging hier tot 'n nuwe lewe. Paasnaweek is ons by die dieptepunt waar ons op 'n Vrydag platgeslaan is dat die vredeskoning, die vredemaker wat Jerusalem ingery het op 'n donkie, dat hy vermoor is. Dat ons drome en ons ideale vir die heel wêreld in 'n manier flenters geval het. Nou kom vertel 'n verhaal waarin Jesus na sy dood ervaar word. Maar kom saam op hierdie reis. Leef met hierdie hoop. Word weer heel. Verander die wêreld. Maak hom heel. Dietrich Bonhoeffer is bekend daarvoor dat hy, dis 'n teoloog, Duitse teoloog wat ons nou tereggestel is vir sy fel kritiek teen die nazi-regime. En hy skryf jare terug oor die betekenis van die leeggraf vir hier en nou en dan het hy by uitstek 'n stelling wat vir hom fundamenteel gebly het tot sy dood toe. Ek gaan net daai tweede lees. God's kingdom is the kingdom of resurrection on earth. The difference between the Christian hope of resurrection and the mythological hope is that the former sends a man or a woman back to his or her life on earth in a wholly new way. Om deel te neem aan die leeggraf is oor ons eie transformasie proses, om so half 'n bietjie te sterf aan 'n klompie dinge en nuut te word. Om God se nuutheid, met ander woorde, deel van my lewe te maak. Om deel te neem beteken ook ek deel God se passie. Ek deel Jesus se passie vir 'n ander tipe wêreld, 'n meer heel wêreld.
Interessant, en daarmee sluit ek af dat na sy verloving skryf die einste Bonhoeffer aan sy verloofde Maria von Wedemeyer: "My God give us this faith daily, and I do not mean the faith which flees the world, but the one that endures in the world and which loves and remains true to the world in spite of all the suffering which it contains for us. Our marriage should be a yes to God's earth. It should strengthen our courage to accomplish something on this earth." Dink aan daardie man op die geleende donkie wat lewe en vra dat ek en jy moet aangaan met die lewe. Ons moenie nou op 'n oggend soos vanoggend in die kerk bymekaar kom en net 'n paar lofliedjies sing nie. Ons moenie net sommer fees vier met paasbolletjies en dan net gewoon nie toelaat dat hierdie boodskap met jou menswees werk nie. Ons lewe behoort 'n ja te wees vir God se wêreld. Dit is die oproep van Jesus se opdrag aan die einde van die Matteus Evangelie. Wanneer hy sê gaan herinner mense aan hulle doop, herinner hulle aan wie hulle verbind is, hierdie God wat in die donker en in die lig by jou is, die Immanuel, God met ons. Laat jou betrek by die voortgaan van hierdie verhaal van Jesus. Laat jou betrek by hierdie groot opdrag om iets van die sagtheid en die nabyheid van hierdie God in hierdie wêreld te leef. Amen. Vriende, ons gaan nou saam bid. Ek gaan voortgaan eers met 'n gebed en waarna ons daarna spontaan sal oorgaan deur die saambid van die Onse Vader gebed. U sal onthou, ons het die groot heilige week ook begin deur die Onse Vader gebed saam te sing. Dis mos nou 'n gebed wat deel is van Jesus se bergrede in die Matteus, wat vra dat die Here hierdie leë graf, dat dit met ons menswees sal woel en dat ons verbeter sal kies om deel te neem daaraan, omdat ons verbeter glo. Dis 'n deelname aan vernuwing, nuwe lewe, vrede wat God meebring. Kom ons bid saam. Here, die graf is leeg. En ons bedank U vir die geskenk van Paasfees wat ver bo ons verwagtinge strek, buite ons kategorieë van rede, nog meer buite die sinkende sin van ons eie lewens. Here, elkeen van ons ken die magte van die dood, van leweloosheid wat onder ons voortduur, van seer kry, pyn en lyding, wat ons van U verdryf en van ons naaste en van ons beste self. Here, ons weet ook van die kragte van vrees en hepsig en angs en brutaliteit en rasisme en selfversekerdheid. Kragte waarvoor ons dikwels hulpeloos staan. En dan U, Jesus, Here, U met dagbreek, ongeblus, U in die duisternis, U op Saterdag, U wat die wêreld deurbreek tot vreugde. Aan U behoort die koninkryk. Nie die koninkryk van haat nie. Aan U behoort die krag. Nie die krag van geweld nie. Aan U behoort die heerlikheid. Nie die heerlikheid van onreg nie. Dit behoort aan U, Jesus. En hoor ons dank vir die ewige vernuwing sonder enige verdienste.
Ons geloofsbelijdenis vanoggend, die belydenis van geloof deur Wilhelm Jordaan. Ons glo in hierdie gemeente ten minste eenmaal per jaar bely ons hierdie lang belydenis omrede dit vasvang wie hierdie Jesus is en die hart van ons geloof terwyl ons so sit. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien toe hy gevra het, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader, die God wat liefde is en ons na hierdie aard gevorm het tot vlees uit stof en dit gevul het met sy gees, sodat ons uit gewone mense saad mense na sy beeld kan maak, om hier in onsself te wees, om lief te hê sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader wat die waters uit sy hemel gee as teken van sy seun, sodat elke volk, wit en bruin en swart, in eie taal die Heer kan loof en heersend oor die skepping voort kan gaan om groente en akkers te plant, daarvan te eet en te dank. Ek glo in hierdie Vader wat hom geopenbaar het in sy seun, die mens wat tussen ons kom woon het, as die waarheid teen die leuen. Sien dan die mens die geheim van my gesig. Ek glo in hierdie seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein en in die jaringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra en van God geskei te word in die godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreem van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus wat opgevaar het na die Vader en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is. My kern ken, verby die vel, tot in die chemie van die sel, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou, styf teen die bruil van sy lyf. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai, en die koers bepaal, weg van myself, weg van Tarsis, na die nood in Ninive. En ek glo aan die kerk wat uit Christus groei, tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind, en die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars, wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis, dat genade altyd groter is as my sonde en geskiedenis. Ek glo aan die ewige lewe, wat hier begin en na die dood die blyde nuus bly sing. Amen. Vriende, daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Hulle net enkele opmerkings voordat ons klaarmaak. 'n Woord van dankie aan almal betrokke by hierdie naweek se reëlings, ook en veral die reëlings van vanoggend. Soos gebruiklik vier ons fees na die diens met paasbolletjies en vonkelwyn en sjokolade. Ek hoor selfs die paashaas het sy deel kom doen. So die kinders sal ons moet help om al die sjokolade te kry wat blykbaar hier buite rond is. En Betsy, aan jou en Christian wat ons vanoggend help om iets van die vreugde van hierdie lewe ook te kan sing. Ons weet jy het 'n baie spesiale en besondere dag wat voorlê met Landie se troue. Veilig reis en toe geniet dit en stuur ook net haar groete en liefde vir haar van ons af. En aan elkeen van julle wat hier is, mag die res van die dag en die naweek vir julle iets besonders wees. Ons gaan afsluit met ons laaste lied. En dis 'n lied wat sê ek gaan nie in die donkerte agterbly nie, ek leef die nuwe lewe. Kom ons staan. Wat 'n voorreg om op Paasmôre uit die kerk uit te stap terug huis toe, terug werk toe, terug Galilea toe met nuwe hoop in ons harte. Mag die genade van ons Here Jesus Christus wat na sy kruisdood steeds ervaar word as die Immanuel, die God met ons. Mag die liefde van God soos ons gesien het in die lewe van Jesus wat altyd nuwe lewe en moontlikhede skep en mag die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees, sodat ons die moed kan hê om deel te neem aan God se ewige ja vir Jesus en die alternatief wat hy gebring het. Amen.